Goeiedag geliefde. Ons kyk verder na Jesus se gebed vir sy mense en ons fokus vandag op vers 17 tot 19. Dis natuurlik van Johannes 17. Dis Jesus wat bid voor sy Vader en dan sê hy: Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur u waarheid aan u toegewy kan wees. Eenvoudig. Jesus kom bid. Na bewaring, na die gebed vir blydskap, kom bid hy vir sy mense vir toewyding. Ek kan baie lank met jou gesels vandag oor toewyding, maar dit is tog vanselfsprekend. Jesus bid dat ons toegewy sal wees aan die waarheid, dink nou weer aan maandag se geselsie, dan sê hy, u woord is die waarheid. En dan sê hy, hy het sy mense met daardie woord, met ander woorde daardie waarheid, die wêreld ingestuur, en hy bid net dat hulle toegewyd sal wees daaraan. Dis Jesus se hart vir sy mense, saam met sy hart vir bewaring, en saam met sy hart vir blydskap vir sy mense, is sy gebed toewyding. So ons kan nie in toewyding verslap nie. Ons kan nie toewyding iets maak wat ons doen of waaraan ons steur wanneer ons wil nie. Christus Jesus was sy lewe lank aan sy God toegewy. En ons weet wat dit hom gekos. En hy het nie een dag, een oomblik teruggedeins of verslap in sy toewyding nie. Anders sou hy nie die volmaakte verlosser kon wees nie. Hoeveel verslapping en toewyding sien ons baie keer by onsself. En tog is dit een van die dinge waarvoor Jesus vir ons kom bid. En ek wil vandag al die kinders van God bid om net weer in jou toewyding op te skerp. Nie jou geloofsdinge te sien as die dinge wat jy doen wanneer jy ekstra tyd het nie. Weet, ons wêreld is so vol tyd en ons het hierdie kompartemente waarin ons tyd deel. Dit is nou werktyd en dan is dit kuiertyd en dan is dit speeltyd en dan is dit winkeltyd en dan is dit ontspantyd. En so nou en dan wanneer ons 'n ekstra tydjie het, dan sê ons dit is kerktyd. Is dit werklike toewyding? Is dit die toewyding wat Christus hiervan bid? Is dit die toewydingsvoorbeeld wat hy vir ons kom stel het? Hoe toegewyd is jy? Leef jy? Ek dink eenvoudig aan 'n hond, 'n gidshond. Dis dan die wonderlikste toewyding wat jy sien by so 'n hond. En eintlik maar by enige troeteldierhond, nê. Sjoe, hulle is absoluut loyaal. Absoluut gefokus en gerig op hulle meesters. Ons het so 'n hondjie in die huis, waar my vrou nêrens kan beweeg nie, hierdie ou hondjie, sy is nou al 14 of 15 jaar oud, pikkel al die pad saam, waarmee my vrou ook al besig is. Toegewyd aan haar meesteres. Kan ek en jy sê dat ons dieselfde toegewydheid wys, in ons elke oomblik van elke dag? As Christus Jesus dit vir ons bid, as ons toewyding aan God en aan die waarheid in sy mond is, laat ons begin om dieselfde gebed op ons eie lippe te neem, in ons eie mond te sit, vir onsself, vir ons broers en susters, vir ons gemeentes en vir ons kerk, die kerk van Jesus Christus. Mag ons toegewyd wees aan die waarheid, aan God. Shalom.